Seun het my bevry, U is in beheer. Ja, ek glo, en ek sal glo. Ja, ek glo, U woord is waar. Ja. Gemeente, ons skriflesing is uit 2 Petrus hoofstuk 1, daarvan die eerste 21 verse. En 'n gedeelte wat aanvanklik vir 'n mens bietjie Griekserig kan klink. Maar wanneer mens dit stadig lees en mens maak 'n deel van jou eie lewe, dan breek hierdie teks oop in 'n ongelooflike, wonderlike stuk geheimenis wat jy in jou eie lewe kan toepas en kan agterkom dat jou lewe kan verander. Jy kan en mag meer word soos wat Jesus wil hê jy moet wees. Jy kan omvorm word in karakter. Jy kan groei, jy kan geestelik groei na geloofsvolwassenheid toe. Probeer dit raak oor in Petrus se woorde in sy tweede brief aan hoofstuk 1. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugdsaamheid, die deugdsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Niemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind, net vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers en susters, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en julle verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook na my heen gaan altyd hierdie dinge sal onthou. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Die boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, tot die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van sy eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer
het mense die woord wat van God kom verkondig. Die eindig die skrif en gesê, dis elkeen met die woord van Here hoor, dit glo, in die hart bewaar en meer as alles, daarvolgens lewe. Ek glo, ek is op pad na 'n lewe wat gaan verander. Die tema vir ons inleiding tot die Ek glo reeks wat die 10de April afskop. Ek glo ek is op pad na 'n lewe wat gaan verander. 'n Ou oom het dokter toe gegaan met 'n baie netelige probleem. En sy hoofklagte aan die dokter was dat sy vrou deesdae al hoe meer sukkel om hom te hoor. So asof die dokter iets aan sy probleem moes doen. Die dokter het toe maar wysheid in die dag gelê en voorgestel dat die oom maar 'n paar toetse moet aanlê om die tannie se graad van doofheid in haar gehoor te toets en seker te maak hoe hard hy moet praat, hoe erg is haar gehoorprobleem. Oom gaan staan eers baie ver van haar af en dan vra jy haar 'n vraag. En as hy dan nie reageer nie, dan staan hom so 'n bietjie nader, vra die vraag weer en as hy dan nog nie reageer nie, nader en nader, totdat sy hoor en dan weet oom hoe sleg haar gehoor is. En hy is verskriklik opgewonde daar weg huis toe, om hierdie toets te gaan doen, want vir eens en vir altyd, het hy dalk 'n moontlike oplossing op hierdie huislike krisis wat hy beleef. En so by die huis aangekom, was sy vrou reeds besig daar in die kombuis om aandete voor te berei. En hy het dadelik vir homself, nou gaan ek dadelik hierdie toets van hierdie dokter aanlê en so 15 meter weg van haar af, staan sy met haar rug na hom toe en hy sê hard, liefie, wat eet ons vanaand? Geen reaksie. Hy staan toe 5 meter nader en hy vra dieselfde vraag weer, liefie, wat eet ons vanaand? En steeds geen reaksie en hy staan nog 5 meter nader, dieselfde vraag, liefie, wat eet ons vanaand? En hierdie tannie is maar net besig met die aandete, wortels te kerf en aardappels reg te maak. Toe gaan staan hy reg agter haar en nou weet hy, nou moet hy hard praat, as hy enige reaksie het, hierdie vrou van hom wil kry, en hy sê, liefie, wat eet ons vanaand? Dis toe dat sy kalm en rustig omdraai en vir hom sê, vir die 4de keer, ons eet lasagna vanaand. So baie kere aanvaar ons, dit is die ander persoon. Dis die ander persoon wat die probleem het. Dis nie ek nie. Dis die ander persoon wat nodig het om te verander. Dis nie ek nie. Jesus wil hê dat ek en jy op ongelooflike geloofsreis ons fokus vir 'n oomblik op ons elkeen se eie lewe sal sit, om seker te maak dat ons elkeen baie seker maak dat my lewe en jy jou lewe saam met die Here kan laat verander, dat jou karakter kan omvorm word soos wat die Here Jesus wil hê jy moet wees. Jy kan soveel meer wees as wat jy vandag hier sit en ek hier staan. Ons kan soveel meer wees, die geheim is om te word wat die Here Jesus wil hê ek en jy en ons elkeen in ons plek van lewe moet wees. Groei, enige verandering van ons karakter is juis wanneer dit gaan vir jou en my om in Jesus te glo. Ons glo tog in Jesus om verskeie redes, maar ek dink een van die grootste redes waarom ons juis nie in Jesus glo, is sodat ek en jy kan verander. Want waarom sou mense in Jesus anders glo? Om in Jesus te glo maak jou lewe anders. Wanneer iemand tot geloof in Jesus kom, sê daardie persoon soveel meer as net, ek wil my sondes vergewe hê. Mens sê tog ook, ek wil daarin in my eie lewe verander, om meer en meer te word soos wat Jesus wil hê ek moet wees. Om te glo beteken jy vertrou. Dit beteken jy plaas jou lewe in die hande van Jesus Christus. En wanneer jy dit doen, as jy God so vertrou met jou lewe, dan begin jy verander. Alles rondom jou begin verander, en meer as alles, jy verander. Die probleem is dat nie baie mense hierdie soort geloof het nie.
Ons sien so min mense wat sê dat hulle glo, en dan wonder 'n mens regtig of hulle glo, want hulle lewe wys nie dat hulle glo wat hulle sê hulle glo nie. Ons sien so min mense wat hulle geloof vryheid, blymoedig uitleef. Ons sien baie keer mense wat onsself bewonder oor hulle geloof in Here Jesus Christus, en wanneer hulle ook struikel en val en 'n fout maak, dan dink ons by onsself dat selfs ware verandering is nie blywend nie, dis vinnig oor en uit. Selfs iemand wat so nou pad saam met die Here stap, wanneer daardie persoon val, wonder of dit regtig die moeite werd is om so te glo in Here Jesus, met die verwagting dat ek sal verander, sodat as 'n mens val en jy maak 'n fout, dat dit selfs nie eens blywend is nie. So broer en suster, wanneer ons vanjaar met die Here se wil daarby ons geloofsreis van ek glo begin saamstap, is die eerste ding wat ek wil doen om jou direk prontheid uit te daag, om so te glo. Om te glo dat jy wat jy is, dat jy kan verander. In baie pastorale gesprekke dink ek verseker aan ons mans, wat hierdie uitgangspunt het, dat ek so gemaak en so gelaat staan is. Ek kan nie meer verander nie, dis onmoontlik. En tog lewe ek elke dag saam met 'n gemeente waar ek gesien het hoeveel mans ten goeie verander het omdat die Here Jesus deel van hulle lewe is. Hulle wat gesê het eens, ek is so gemaak en so gelaat staan, is toe wel deur die pottebakker gevat, en hulle is toe wel gevorm soos hy hulle wil hê. Daar is van ons dames wat dit ook baie keer sê. Maar ek wil hê dat jy hier in die begin moet glo, dat jy wat jy is, kan verander soos die Here wil hê jy moet wees. Maar dit is wat geloof met jou en my doen. Glo dat jy omvorm kan word, soos wat die pottebakker juis jou wil hê, as hy jou soos klei in sy hande vat, altyd sy hande op jou hou, vat nooit sy hande weg nie, en vir die hele leeftyd sal die pottebakker besig wees met jou en met my. Hoe beskikbaar is jy as klei in die pottebakker saam? En vandag wil ek saam met jou deur 'n ongelooflike stukkie teks werk, wat vir ons wys hoe hierdie groei na geloofsvolwassenheid, hoe hierdie verandering in jou karakter om meer soos Jesus te word, wel kan plaasvind. Ons gaan vir 30 weke daarna kyk, intensief oor 2 jaar opgebreek in 3 dele, waarvan die eerste deel maar 'n deeltjie is, die volgende deel later vanjaar, 'n volgende deel, en vroeger volgende jaar die res. As ek jou kan aanraai, maak jou dagboek skoon, en probeer om hierdie 30 geleenthede by te woon. Maar dit mag dalk net jou lewe verander. Nie die reis nie mense nie, maar God wat vir jou wag op hierdie reis. Wie van ons, soos ons vandag hier sit, wil nie groei en meer word en meer wees soos wat God wil hê ons elkeen moet wees nie? Wie van ons wil volgende jaar hierdie tyd sê, ek het net mooi niks gegroei nie, ek is net soos wat ek altyd was, presies dieselfde. Wil jy anders wees in 'n sekere deel van jou lewe? Daardie sekere plekkie waar jy nodig het om te verander en ook nog daar oor te gee aan die Here? Dalk weet jy nie eers vandag, waar moet jy oorgee? Wat is daardie area in jou lewe? Waar is daardie plek in jou lewe waar jy nog onversorg is? Daar waar jy nog nie aan die Here oorgegee het nie. Dalk weet jy nie eers vandag waar is dit. Jy weet nie waar moet jy geestelik groei nie, maar dit lê presies in jou blinde bol. Ons ander almal sien jou fout. Ons sien waar jy nodig het om te groei, maar jy self sien dit nie raak nie. Dis in jou blinde kop. So het jy en ek nodig om saam te ontdek op hierdie geloofsreis, waar het ek in my verhouding met Jesus nodig om nog nader aan hom te kom. En dis waarom ons DF's 10 April, 17 April, vir 2 hande Christelike geloofsprofiel gaan trek van ons elkeen se lewe en gaan kyk waar is ek in my verhouding met die Here. Ons gaan kyk hoe sien ander mense Jesus in my lewe raak, of sien hulle hom glad nie raak nie, en ons gaan kans kry om net so 'n bietjie met hierdie introspeksie vir 30 weke dan te gaan kyk, waar moet ek groei en daarop te fokus. As jy wil groei, as jy wil verander,
As jy Witfontein se lese uitdaging vir jouself wil maak, kom, groei in die lewe in Jesus, dan is ek glo vir jou. Ek glo vanaf 10 April tot 12 Junie vanjaar, 10 weke, 'n vaste afspraak, wat jy en ek met God het. Hierbo is 'n sleutel, gaan dankie Bits. Die sleutel is 'n teken van hierdie hele geloofsskryfveldtog wat pragtig simbolies vir ons wys, en volgende keer op druk, dankie. Die sleutel wat wys met 'n klawer wat 3 dele het, dink, doen en wees soos Jesus. En in die kruis weet ons dat ons soos Jesus wil wees. Dink soos Jesus, doen soos Jesus, wees soos Jesus. Dis die 3 dele wat ons met mekaar gaan deel vir die volgende 2 jaar. Nou kyk saam met my reg van die begin af in 2 Petrus 1 as ons daarna blaai, wat hierdie geloofsreis vir ons inhou. Nou Petrus skryf hierdie brief. Jy mag dalk Petrus onthou as die voorop disipel wat altyd eerste oral wou wees, daardie boldste disipel wat as daar iets gesê is, dan Petrus het gesê, as daar iets gedoen is, dan Petrus dit gedoen. Altyd 'n haastige geaardheid. Eerste met die swaard in die tyd van Getsemane om Malchus se oor af te kap. Eerste om te preek as die Heilige Gees uitgestort het. Eerste om oorboord te spring, wal toe te swem om by Jesus eerste te wees. Eerste om graf toe te hardloop om te kyk of Jesus werklik opgestaan het. Ja, Petrus was 'n vurige volgeling van Jesus. Hy was die een wat so rykerlik ontken het, dat hy Jesus ken, toe 'n vrou hom konfronteer, daar in die binnenhof en sê, maar jy is ook een van hulle, het Petrus gesê, ek ken hierdie man nie. Seker die slegste oomblik ooit in Petrus se ganse lewe. Maar nou wanneer hy hierdie brief skryf, saam met langs Paulus, is Petrus een van die 2 groot pilare van die vroeë kerk. En hy skryf baie bewuslik spesifieke briefie. Hy het nie gedink dat hierdie brief in die Nuwe Testament opgeneem gaan word nie. Hy het 'n brief geskryf, 'n geleentheidsbriefie, waar hy vir 'n klompie mense wil iets sê wat op hulle huidige omstandighede spook met iets in hulle midde. En hy glo dat om vir hulle te skryf, want hierdie ouens vir wie hy skryf sit aan die ontvangkant van 'n klomp dwaalleer binne in hulle kerk. Klomp valse goed wat daar geleer word. En ek dink dit sou klaar sleg genoeg gewees het wanneer hierdie valse leraars en valse leer van buite af die kerk ingekom het en hulle gekonfronteer het. Maar dit was erger. Die skokkende realiteit is, hierdie dwaalleer is binne in hierdie kerkie vir wie Petrus skryf. Hier aan die binnekant is daar mense wat dwaalleer verkondig. En daarom moet Petrus skryf. Petrus glo dat slegte onderrig die direkte resultaat is 'n slegte lewe. So as jy sleg leer, sal jy sleg lewe. So hy begin sy skrywe deur hulle te herinner hoe hulle lewens omvorm en verander kan word om soos Jesus sin te wees. Maar hy begin hier te praat van kennis. Hy praat van kennis. Daar's 'n goeie rede hiervoor. Hierdie valse leraars is gnostici. Nou, gnostikus is iemand wat daarop roem dat hy alles weet. Hy roem op alles op kennis. Hulle naam kom van die Griekse woord gnosis, wat kennis is. Hierdie groep maak daarop aanspraak dat hulle 'n baie spesiale geheim het, dat hulle die kennis van God het, dat hulle die kennis van die ganse kosmos het, dat hulle die kennis van alles wat geestelik is het, en dit hou hulle geheim. Dit maak hulle gnostici. En hulle bewaar hierdie kennis, hulle deel dit nie links en regs nie. So Petrus begin weer te sê, hoor sê hy, van Simon Petrus, die dienaar van die apostel Jesus, aan die, wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God, en deur julle kennis van Jesus, ons Here. Petrus groet nog, en dan val hy aan sy geaardheid holderste bolder met die hele boodskap deur en al binne in die gemeente in.
En hy vertel vir hulle dat hulle geloof lê op 'n gelyke vlak en standaard as op die vlak is wat die apostels lê. Niemand se geloof lyk beter en is beter gegroei as iemand anders nie. Ons geloof lê op dieselfde vlak, sê Petrus. Jou geloof wat in hierdie gemeente sit, lê op dieselfde vlak as die apostels wat ooggetuies was en oorgetuies was van wat Jesus nie net gedoen en gesê het nie, maar selfs toe hy sterf aan 'n kruis, ooggetuies van hulle wat die opstanding van Jesus eerstehands beleef het. Jy is nie ondergeskik aan jou eie geloofsbelewings vandag, aan hulle wat dit wel gesien het nie. Petrus sê, ons geloof lê op dieselfde vlak en standaard. Die valse leraars, die gnosismanne, hulle het met al die kennis wat hulle self ingepaal het, probeer ander wys maak, dat hulle die geheim het. En net hulle het die geheim, en hulle geloof is op 'n hoër vlak as die ander se geloof. Mag jy nooit onwaardig voel met jou geloof. Dit gebeur so maklik, dat 'n mens geïntimideerd voel, iemand het 'n bietjie meer charismatiese aanslag, jy het 'n bietjie meer teruggetrokkenheid oor jou geloof, en dadelik voel jy, ek is nie op dieselfde plek as hierdie ou in die geloof nie, hierdie ou het 'n groter geloof as ek. Dit is baie goed om dit vandag te onthou. Nou wie toe ook al jy opkyk in die geloof, die Christelike geloof, daardie persoon het geen meer spesiale toegang tot God as wat jy reeds het nie. So daarom hoef ons nie ondergeskik te voel aan 'n prediker wat 50.000 mense op 'n dag op 'n Sondag in die kerk het. Ons hoef nie ondergeskik te voel as ek net 'n klein groepie begelei en die dominee begelei daarom 'n hele gemeente van 1000 siele. Niemand van ons is ondergeskik aan mekaar nie. Die geloof lê ons op 'n gelyke vlak. En vir Petrus is dit baie belangrik om dadelik te sê, God is 'n gelyke geleentheid God. En dit is sommer met die intrapslag so. En dan voeg Petrus by, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Wil jy so 'n lewe hê met 'n goddelike natuur? Die lewe waarvan Jesus hier praat? Wil jy jou lewe vir God gee, vir hom alleen lewe, en te weet dat die lewe van Jimmy Manders gaan nie oor Jimmy Manders nie, dit gaan oor God? Wil jy ook jou lewe vir hom lewe? Dan sê Petrus dat God se krag, die woord is dynamis. Ons woord dynamiet is direk daarvan afgelei om ploffende krag. God se krag het vir ons alles gegee wat ons nodig het om so lewe te kan lewe. Sy goddelike krag, sy dynamis, God se krag het reeds vir ons alles gegee, en dis die goeie nuus. So hoe kry ek hierdie krag wanneer jy dalk dit uitskree? Hoe kry ek dynamis, krag van God? Dit beteken eenvoudig jy moet ergens inprop in hierdie krag. Jy moet 'n koneksiepunt hê volgens Petrus. En hierdie koneksiepunt is eenvoudig die kennis van God. Dis eenvoudig die kennis van God wat jou geroep het om te volg. Dit kom deurdat ons hom ken. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Hoe beleef ek dynamis goddelike krag? Ek ken Here Jesus. Die krag kom deur Jesus te ken. Dis nie een of ander spesiale geheim wat net 'n klomp gnosis manne bewaar nie. Dis nie 'n wetenskap van vuurpyle of rocket science nie. Dis deur Jesus te ken dat ek deel het aan die krag, hierdie ontploffende krag van God. Ken Jesus wat jouself roep en jy beleef dynamis God se krag. Kom ons sê ons mekaar aan die ander kant, hierdie kennis van God is baie meer as inligting. Net om klomp goed van Jesus te weet, en nou stroom die krag van God in jou lewe, en ons praat hier van die kennis van God wat 'n persoonlike en intieme kennis van Jesus is. Jy ken hom persoonlik. Jy weet wie Jesus vir jou is.
Jy weet wat Jesus vir jou wil doen en wat hy reeds vir jou gedoen het. En hoe meer jy Jesus ken, hoe meer krag sal jou lewe instroom en jy kan 'n deelnemer wees aan sy goddelike natuur. Jy gaan meer word soos wat Jesus wil hê jy moet wees. Hoe meer jy Jesus ken, hoe meer sal jy wil optree en meer wil wees soos Jesus. Kennis van Christus kom staan in die hartjie in die middelpunt van Petrus se brief. Die eerste hoofstuk noem hy 5 keer die kennis van God en die kennis van Jesus by die naam. Later in sy brief nog 2 keer. Dis die doel om van hierdie dink, hierdie klomp kennis wat ons het, oor te gaan om dit wat ons ken te doen, en hierdie doen wil weer oorgaan om te wees soos Jesus. Amper trappe van vergelyking, moet nie te dink oor die Here Jesus nie, maar ook te doen soos die Here Jesus en te wees soos die Here Jesus. En elke keer gaan dit verdiep. En daarom is dit so belangrik om van die begin af saam met ons die reis te begin. Dink, doen en wees soos Jesus. Die doel is om te groei. Ons kry baie Cremora Christene. Nou die jong mense sal nie Cremora advertensie onthou waar die ou Cremora soek nie en dan vra hy vir sy vrou, waar is die Cremora? En sê sy, it's not inside, it's on top. En as hy vir homself sê, it's not inside, it's nie in die yskas nie, it's on top. Dan staan die Cremora bo op die yskas. Cremora Christen is iemand wat dink, hy glo. Maar dat is nog nie hier nie. Die klomp kennis het nog nie deel geword van sy lewe, so dat hy sy hande kan uitkom. So ons wil meer as Cremora Christene wees in die einde van hierdie reeks. Die doel is om van die dink oor te gaan, na die doen toe en van die doen na die wees soos Jesus. Dit begin deur ons gedagtes te vernuwe, deur reg te dink, sê Petrus, deur Jesus te ken. Maar dis nie die einde nie. Daar volg dan so 'n bietjie insette van ons kant af ook. Jy kan nie net Jesus ken en handjies gevou sit en kyk wat nou gebeur nie. Juist omdat jy nie dink, gaan jy agterkom en jy wil ook nie doen. Omdat jy God ken en sy krag ervaar, wil jy ook van jou kant af iets doen. Petrus gaan en hy skryf hieroor, en juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk, klink vir my na 'n werkwoord, om julle geloof te verryk, klink vir my nog 'n werkwoord, met deugdsaamheid, die deugdsaamheid met kennis, en dit loop alles die lang stukkie daar tot by die liefde wat die Here vir ons het. Hoe lyk 'n goddelike natuur? Begin met geloof, en jy gaan eindig by liefde, agape liefde, goddelike liefde, liefde wat vra, ek begeer vir iemand anders die beste wat die Here vir hom of haar kan gee. Ek wil hê dat die beste in iemand anders se lewe moet gebeur, soos die Here wil hê dit moet gebeur, sonder enige voorwaardes, onvoorwaardelik het ek so lief. In die 2 gedeeltes is daar 2 woordjies wat nodig is om raak te sien en te noem. Is onderstreep daar. Dit is nie 2 woordjies nie, want die Grieks is nie 2 woorde. In Afrikaans vertaal soms 'n Griekse woord met meer as een woord om die begrip daarvan vas te vat. In die eerste plek, jy moet alles in die stryd werk. Jy moet alles wat jy het aanwend, skryf Petrus. Werk alles in die stryd, werk alles wat jy het in die stryd in. God het vir jou alles gegee wat jy nodig het om in jou karakter te verander. Jy het reeds alles gekry. Jy het al die tools, al die instrumentasie om in jou karakter te verander. Maar dit beteken nie dat jy nou passief agteroor kan sit en kyk hoe dinge gebeur nie. Die Here wil hê dat jy dit wat jy reeds ontvang het, net moet begin gebruik. Hierdie kennis van hom moet jy nou begin gebruik. God is teen verdienste. Hy wil nie hê dat ons dink ons verdien dit wat ons het nie. Maar hy is nie teen 'n poging nie. Hy wil hê dat ons op ons manier dankie sê, net juist dit wat ek glo van hom, om my lewe so te laat deel word dat ek daarvolgens lewe, dat mense kan sien, maar Jimmy se optrede pas by 'n kind van die Here, hy doen soos die Here wil hy moet doen. Net soos jou lewe moet getuig dat jy doen wat die Here wil hê jy moet doen. Ons moet alles in die stryd werk om dit wat God vir ons gegee het aan te wend. Die tweede woordjie daar is verryk. Voeg by, voeg die volgende supplemente by, is die direkte Griekse vertaling.
Die Griekse woord hier word gebruik om 'n koor af te rig of 'n koor te begelei. Nou Petrus gebruik 'n ongelooflike mooi metafoor. Hy teken die lewe asof die lewe opgemaak is uit 'n klomp lede in 'n orkes. En jy staan voor hierdie orkes en jy orkestreer hierdie orkes en jy sê vir daai ou moet nou blaas en daai moet dit slaan en jy moet nou dit en jy bring al hierdie goed bymekaar. Verryk jou lewe met dit wat jy reeds gekry het. En hier staan jy as die koormeester en jy gebruik alles wat God vir jou gegee het deur dit meesterlik op die regte tyd op die regte plek te gebruik. Die woord in Athene beteken om te ondersteun, toe te rus, om voorsiening te maak vir die koor. Nou het maak nie saak hoe ons dit sien nie. Petrus vertel ons om die regte dinge oor Jesus te glo, om Jesus te ken, is die beginpunt. Maar 'n volgende stap sou wees om soos Jesus op te tree, om te doen soos Jesus sou. Sit 'n goeie poging in om dit wat God vir jou gegee het in jou lewe, as ware alles te orkestreer, begelei en lei wat Here vir jou gegee het in jou lewe. Ja, kennis is nodig, maar is nie die einddoel van ons strewe nie. Die ding moet oorgaan na doen en die doen na wees toe. Jesus wys vir ons dat ons nie kan beheer wat in die buitekant van ons lewe gebeur nie, maar wat hier aan my binnekant gebeur en wat aan jou binnekant gebeur, kan ons beheer. Ons kan dit bestuur met die krag en die genade wat die Here deur sy Gees vir ons gee om ons te begelei. Dit gaan oor alles wie ons word hier aan my binnekant. Dit begin alles deur in te prop in die krag om Jesus Christus te ken. En die einddoel is om te wees soos my meester was. En dan deel Petrus vir ons die metode, die manier hoe om ons karakter te laat verander, hoe om my karakter te laat omvorm. En ek dink nie ons gaan hiervan hou nie, maar as jy die geheim snap, dan pas jy dit toe vir 'n leefstyl. Hy sê, jy gaan dit doen deur die volgende herhaling, 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 repetisie na repetisie, repetisie na repetisie, repetisie na repetisie. Dis hoe mense jou spiere groei. Jy doen 'n klomp repetisies van dieselfde oefening. Dis hoe 'n spier groei. Jy gaan nie groot boarms kry die een keer 'n gewig op te tel een keer 'n dag. Jy moet daai oefening 'n paar keer herhaal. Dan moet repetisie op repetisie kom, en net so om jou geloof te lewe, moet jy dit oor en oor en oor en weer leef. Al die goed wat God vir jou gegee het, moet jy oor en oor deel maak van jou lewe. Hoor wat sê Petrus, hy sê om hierdie rede, sodat jy altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat in julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor, dat julle hieraan te herinner, weer 'n keer, solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie, ons Here Jesus het trouens duidelik aan my bekend gemaak, daarom sal ek my daarvoor beywer, dat julle ook na my heen gaan, altyd hierdie dinge sal onthou. Repetisie na repetisie, herhaling na herhaling. Hier is nie die eerste keer dat hierdie mense gehoor het van die kennis van God, van die kennis van Christus. Dis die eerste keer dat hulle gehoor het dat mense karakter kan groei en verander nie. Petrus wil hê hulle moet dit weer hoor. Herhaling laat dit toch vassteek, herhaling laat die mens agterkom, dit word nou deel van my lewe, dit begin by my bly. En Petrus wil dat Jesus se leer by hulle vassteek, want vir hom is die tyd omtrent uitgeloop, hy weet sy dood is naby. Geskiedskrywers skryf volgens tradisie, soos die tradisie het wil hê, of soos die oorlewering dit het, dat Paulus en Petrus op dieselfde dag in Rome tereggestel is deur die keiser Nero. Paulus is onthoof en Petrus is onderstebo gekruisig, want het hy gesê, ek is nie waardig genoeg om soos my meester te sterf nie. En daarom het hulle hom onderstebo gekruisig, word vertel. Omdat hy nie veel langer meer sou lewe nie, wou hy die hart en die kern van die geloof verhaal wat hulle lewens reg sou help. Petrus wou hê hulle moet weet, julle kan verander. Jy kan verander.
weet wat hier binne aangaan. En jy sal alles wat van buitekant af na jou toe kom, kan hanteer. Groei saam met die Here hier aan die binnekant in jou karakter, wie jy regtig voor die Here is. En jy sal alles wat van buitekant af op jou afkom, saam met God kan hanteer. En herhaling en repetisie mag dalk vir jou eentonig en dof klink en lyk. Dit mag dalk vir jou dof klink om elke Sondag vir 10 weke na 'n erediens toe te kom. Maar Petrus sê, dalk is dit nie so dof nie. Dalk is dit nie so eentonig nie. Want jy wil dalk aanbeweeg na iets niets toe wat meer opwinding in jou lewe is. Jy wil nie vasstap by hierdie onderwerp in jou lewe nie. Jy wil nie 3-4 keer 'n boodskap daar hoor nie. Jy wil nie 3 of 4 keer dit probeer in jou lewe nie. Ek wil net iets aangaan na meer opwindings toe. Maar vandag het ons nodig om te verstaan dat ons net mooi niks geleer is wat al reeds geleer is totdat dit uitkom in ons lewens nie. Voordat ons iets nie begin doen het nie. Al weet ons dit, ons mag en mag, ons mag nie, ons moet dit doen. En ons doen dit nie, dan het die boodskap nog nie deel van ons lewe geword. Dit sal beter wees om by die een ding vasstaak en dit so deel te maak van jou lewe, totdat jy dit uitlewe, sodat jy nie aanskyk na 'n volgende ding en eintlik hier iets onklaar laat nie. So het die dominee op 'n geleentheid gesê, hy het sy kerk hierdie konsep geleer van ons kan nie aangaan aan die volgende ding voordat ons die eerste ding nie gestap het nie. Hy het eerste Sondag op die kansel gaan staan, klein en gesê, ek 'n eenvoudige boodskap gemeente, broers en susters, laat ons mekaar lief hê. En toe het hy gaan sit. Hy het opgestaan en gesê, broers en susters, laat ons mekaar lief hê. Amen. Die volgende Sondag was hy terug, met presies dieselfde boodskap. Broers en susters, laat ons mekaar lief hê. Amen. Die Sondag daarna en die Sondag daarna. Na 'n tydjie het party van die gemeentelede begin kriewel raak en van gevra, waarom bring hy nie 'n nuwe boodskap nie? Ons het nou gehoor ons moet mekaar lief hê. Die antwoord is eenvoudig. Ons het mekaar nog nie lief nie, so as ons nog by hierdie boodskap. Laat ons mekaar lief hê, moet eers gelewe word, voordat jy na die volgende ding in jou lewe toe kan spring. Ek en jy het noodsaaklike dinge nodig om te weet en te leer. Ons gaan vir 10 weke kyk wat ons glo, wat ons dink van God. En dalk sê jy, ek is al 80 jaar Christen, hoe kan ek nou weer by 'n punt kom, dat ek van vooraf moet sê, ek glo. En gaan kyk wat ek glo. Dalk is jy op die begin van hierdie reis. En jy is so honger, jy kan nie wag om die 10 April te hoor wat ek glo. As 'n klompie dinge wat ons moet weet, en as 'n klompie dinge wat ons beter moet weet, baie goed moet weet. Want op hierdie manier, wanneer iets vals geleer word, is dit nodig om te kan sê, daar's iets vals. Heilige Gees sê dit sommer vir my, dit kan nie deel word van my lewe nie, want dit wat jy nou verkondig, is so onwaarheid. As iemand vir my sê dat iemand beter glo as die volgende ou, of daardie ou is 'n groter gelowige as daardie ou, dan staan die Heilige Gees reg op binne my en sê vir my, dis vals. Dit kan nie. Petrus kom en hy sê, doen nie repetisies, herhaal. En dan sluit hy af met 'n baie belangrike punt oor die bron van sy inligting. Hy sê, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het ons nie op versinsels of verdigsels ons verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons om in al sy majesteit gesien. Hy het van God, die Vader, eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was, en het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif, en op grond van eie insig, reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie.
Nee, die Heilige Gees meeg voordat mense die woord wat van God kom verkondig. Die bron van lewensverandering, die bron van ek glo geloofsreis, kan net een ding wees, en dis die woord van God self, die Bybel. Petrus wou hê, sy mense moet baie mooi verstaan, ouens, ek is 'n ooggetuie van Jesus. Ek het saam met Jesus opgetree, ek het saam met hom dinge gedoen, ek het gehoor wat hy gesê het, spesifiek daar by die verheerliking op die berg, toe Moses en Elia en God, Jesus daar by mekaar was, en ek is so haastig vir hulle elkeen 'n huisie wou bou. Ek het selfs die rigsteen van Moses en Elia en die Heilige Gees op Petrus sê. Die valse leraars vertel vir die mense dat Jesus se tweede koms, die wederkoms is 'n verdigsel. Vandag sterk in die orde van die dag. Petrus gebruik hierdie laaste stuk van sy brief om dit baie mooi te verduidelik. Maar die punt is, jy sê vertrou God se woord en gaan altyd daarheen as jou bron. Jy kan allerlei soorte dinge vandag hoor wat verskriklik oulik en verskriklik aantreklik en indrukwekkend klink. Miskien met die eerste hoor daarvan klink dit ongelooflik fantasties, maar jy het nodig om die bron daarvan te gaan meet. Nie meer dit net aan een ding, aan God se woord. Hoofsaaklik wanneer hierdie persoon wat dit sê, ook gevorm en verander is deur Jesus Christus, dan kan mense dit ook makliker toets. Petrus waarsku ons om die uitkyk te wees vir mense wat God se woord op hulle eie manier en eie interpretasie wil uitlei. Veral moet julle weet, geen profesie in die skrif op grond van eie insig reg uitgelê word. Interpretasie van die skrif is nie 'n private of individuele oefening nie. Dit is die funksie van 'n geloofsgemeenskap. Studie op jou eie beteken dat jy nie meer alleen van Bybel lees nie, glad nie. Jy gaan in die reeks baie alleen Bybelstudie doen. Maar wanneer jy klaar voorberei het, word jy deel van 'n klein groep en daar in die klein groep gaan jy ook jou studie met ander deel en ander hulle studie en saam gaan mens by die totale waarheid uitkom gelyk deur die Gees. Enige interpretasie moet kan bly staan as jy dit meer dan wat die apostels voor ons gesê het oor die werk, die persoon en die wonders van Jesus. Dit wat Matteus, Markus, Lukas en Johannes en Petrus en Paulus geskryf het, dit wat ek en jy wat Jesus sê met daarmee ooreenkom. Die bron is altyd God se woord. En so gee Petrus een van ons die opsomming van hoe jy jou karakter kan verander om te doen, te dink, te doen en te wees soos Jesus. Die middel tot ons beskikking is reeds gegee, plot en krag in die dinamies, God se krag deur God te ken, Christus te ken. Die doel is beweeg van dink na doen, na wees. Die metode, herhaling, herhaling, herhaling. Die bron is God se woord. Petrus kan vertrou, want Petrus self het verander. Petrus verander van 'n rowwe, arme visserman, wat eendag vinnig in 'n binnenhof ruiterlik ontken het dat hy Jesus ken. Hy self verander na een wat 'n paar dae voor sy dood met 'n afskeidsbrief kan skryf vir sy vriende, dat verandering in jou lewe wel moontlik is. Jy kan verander. Wil jy anders wees hierdie tyd volgende jaar, as die Here jou lewe spaar tot dan? Wil jy verander en anders wees as wat jy vandag is? Dit kan gebeur. Dink, doen en wees soos Jesus. Dit begin met geloof. Dit begin wanneer jy glo. Benedictus het gesê, jy moet twee dinge vir jouself doen. Jy moet vir jouself glo, jy moet vir jouself doodgaan. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Moenie die kans van 'n leeftyd misloop nie. Ons begin op 10 April in die jaar 2016. Amen. Laat ons saam bid. Almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie. Ons vanoggend ook sonder enige woorde die liefde vir ons as mense kon sien.
Toe Logan gedoop is volgens Here het ons U liefde sigbaar gesien. Kon ons ook deur 'n eenvoudige teken soos die doop die liefde vir ons as mense sien dat U met daardie eenvoudige handeling soveel sê dat U bereid is om 'n pad met ons as mense te stap. Al is ons soms bereid Here om ons rug teenoor U te draai. Ja Here, dankie dat ouers om ja sê vanoggend met die wete dat hulle ook U hulp nodig het deur die Gees. Mag hulle ook Here groei in hulle geloof dat hulle ook U sal ken en daarmee die krag sal ervaar wat U vir hulle gee. Mag hulle dit ook doen as hulle vir hulle kind die voorbeeld stel en leef. As hulle ook Here poog om te wees soos U was en is. Here, ons elkeen het nodig om te groei. Ons elkeen het nodig om ons eie lewe te verander. Niemand van ons, soos ons vandag hier is gearriveer om te sê ek het soveel geloofsvolwassenheid dat ek nie nog 'n bietjie kan groei nie. Here, altyd nader en nog nader aan U kan ons groei omdat U ons so liefhet. Dankie dat ons alles reeds ontvang het wat ons nodig het. Het ons reeds deur U dinamies goddelike krag gegee dat ons U kan ken. En nou is die uitdaging om dit oor en weer te doen in ons lewe. Elke dag, Here, te lewe vir U. En gaandeweg, Here, gaan 'n wonderwerk gebeur. Ons begin word. Ons begin wees soos wat U wil hê ons moet wees. Ja, Here, dan word dit deugde. Dan word dit wie ons is. En dan het ons verander en dra ons 'n goddelike natuur. Here, U ken ons elkeen volgend persoonlik. U weet waar ons op die reis is in hierdie lewe. Begenadig ons, Here, om die uitnodiging te aanvaar vandag. Om pens en pootjies, Here, deel te word van 'n geleentheid wat U vir ons gee om self te kan verander. Ons bid vir elkeen wat U nodig het. Seën elkeen met U teenwoordigheid in die naam van Jesus. Amen. Ons slotsang is Psalm 450, daarvan die 2 strofes, Psalm 450, strofe 1 en 2. En as jy dit sing, dink vir jouself, hoe dankbaar kan jy wees, dat jy weet wat beteken dit, Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n hartse stem, eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Psalm 450, die 2 strofes. Bevestig nou weer is die seën oor jou lewe met die sin van die Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees moet ons elkeen wees en bly.
vas bly staan, ja ek glo. Ja ek glo.